dit sal tragies wees. Romeine 8 versie 1 en 2 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. As jy in Christus is, deur geloof, is daar vir jou geen veroordeling nie. Nee, daar lê geen oordeel voor jou nie, want die oordeel lê agter jou. Trouwens, ver agter jou. 2000 jaar gelede, toe Jesus God se oordeel op homself geneem het. Op die oordeelsdag wag daar ander dinge op jou, verlossing, beloning, vreugde. Ek en jy moet nou soos vrygemaaktes leef, né? Soos begenadigdes, geliefdes. 'n Persoon wat gered is uit die see, herstel het van 'n dodelike siekte of wat 'n groot ongeluk ontkom het, leef anders as eers. Hulle prioriteite verander. Hulle wil sinvoller leef, hulle lewensdoel uitleef. Hulle wil meer leef. Dit sal dus tragies wees na die kruis van Jesus as jy nie ten volle leef nie. Nie net vir jouself nie natuurlik, maar ook vir ander en veral vir jou redder. Kom ons bid saam. Verlossende God, dankie dat ek vrygemaak is van die oordeel wat die wet en die sonde op my gelê het. Ek is los daarvan, los van skuld en vrees, vry om te leef soos U wil hê. Nou wil ek leef, Here, tot U eer. Amen. Die Here seën jou.